put van Jakob het die disciples, het die Jesus gewag vir die vrou van Samaria en hoe hy haar lewe verander het. Ek dink, dank die Here ook, ek wil dit sê, dat die Here is geen aannemer van persoon nie. Is dit so? Wie sou met my? Amen, die Here, daar's nie aannemer van die Here het my gered, het elkeen gered. Wees bly die Here het jou gered. Amen, hy is nie aannemer van persoon nie. Geef vir die Here lofoffer omdat jy gered is. Dankie Here. Amen. Goed, ons gaan voor ek daarby kom, ek wil net gou so eers Jesus het nou daai prentjies loop van daai water. Is dit nie kosbaar om te dink hoe dors? Wie was al dors gewees? Maar nou praat ek van liggaamlike dors. Ek onthou jare terug toe ek hierdie preek voorberei, toe dink ek terug, het ons in die Bosveld, ek was 'n klein seentjie in die laerskool, het ons in die Bosveld gaan vakansie oor die Desember maand. En die wat al in die Bosveld was oor die Desember maand sal weet, dis warm. En ons het gaan stap, ek weet nie hoekom my ma dit laat doen het nie, ons het gaan stap en baie ver gestap in die hitte en ek kon nie meer, ek is so dors gewees en ek hardloop terug huis toe om koeldrank te gaan kry by die huis. Ek kon nie meer nie. Ek hardloop by die huis kom. Jy weet as jy was baie lank, my oë werk so as jy baie lank in die son was en jy kom in 'n vertrek en as alles soos donker, jy oë vat 'n rukkie voor dit. En ek het gehardloop by die huis in en ek het net 'n bottel op die kas sien, ek het dit oopgedra die prop en ek het gedrink. En by die tweede sluk toe besef ek dis Sunlight Liquid. Toe my ma dit in daai glas Coke-bottel, Sunlight, ek weet nie hoekom nie. Sunlight Liquid gaan gooi in 'n Coke-bottel. Ons staan om saam te vat op vakansie. En die fout wat ek toe nou maak, dadelik gaan drink ek water. So dit was 'n bubble storie. Ek weet dit was regtig iets wat my goed afgegaan het nie. So as ek dink aan dors, ek dink aan die dorsgeit, dit wat het my opgekom is hy Sunlight Liquid. Ek hoop glo iemand al so bubble gehad soos ek. So letterlik het ek al 'n bubble gehad, right? So it happened. So ek lewende water, ons is by die put en by die kraai, en ek wil vanaand verklaar dat elkeen wat hier sit is 'n put van lewende water wat deur jou lewe kan vloei. Elkeen is 'n kruik wat potensieel staan vanaand en sê Here, ek wil gebruik word sodat lewende water deur my kan vloei. Amen. Kan ek dit sê, die wêreld daar buitekant is dors. My werksplek is dors. Die mense buitekant het dors en het nodig dat die Here deur ons kan vloei sodat ons 'n bron kan wees van lewende water dat die mense daar buitekant. Wie saam met my wat dit aan betref? Wie kan so my stem? Daar's mense in jou omtrek in hierdie week wat dors het. As hulle praat net stof. Wie weet het al gesien, hulle is dors in hulle binnekant. So die wêreld het nodig en ons is almal hier so, ons is houers en kruike, plek en potensiaal om lewende water te laat vloei deur ons. En dis my gebed in die oggende wanneer ek stil is voor die Here, dat sy lewende water so sal vloei deur my, sy gawes deur my sal werk, dat mense sal dors kry deur my lewe. Hoor wat ek sê, dat mense 'n dors sal vra, wat het jy wat ek nie het nie. En dit is niks omdat ons smart en grand is nie, is omdat ons lewende water in ons lewens het. Halleluja, ek is dankbaar vir dit vanmôre. So, ek gee gou 2 verse weer, wat ons vanmôre gegee het, en ek wil stil staan by die bron. Volgende week is Sondagmôre gaan ons stil staan. Jeremia 17 vers 3 sê, ons verwagting van Israel, almal wat u verlaat sal beskaamd staan, wie van my afwyk sal op die aarde geskryf word. Want hulle het die Here, die fontein van lewende water verlaat. Dis wat Israel gedoen het. Kan jy dink, moenie volgende week Sondagmôre mis nie, en ek gaan spesifiek met die deel oor hierdie gedeelte ook wat Jeremia van geskryf het. So daar's 'n bron. Amen. Jy weet al die bron ontmoet, sy naam is Jesus. Ek is dankbaar vir dit. 2 Johannes 7:38, hy sê hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal in sy binneste uitvloei. Sy binneste, ons het môre daarvan gepraat. Sy binneste, letterlik hier met daai hollow place is die Griekse woord daarvoor. So daai leemte, die wêreld soek na dinge wat net lewende water kan vul. Is dit nie mooi om daaroor te dink nie? Terwyl die wêreld soekend is daar een mens wat daai leemte kan vul en dit is Jesus in sy lewende water. En as jy daai water deur jou het, weet tog, ek lag het Leon is nie vanaand hier, maar Leon kom na my toe. Hy sê dit maak sin. As hy loop en hy maak so 'n skou, hoor net konkie binnekant, dit is waar die water beweeg. Ek sê ja Leon, so maar daai lewende water vloei deur ons binneste. Ek het hieroor so nog en ek moet dit mis, die volgende week gaan ek hieroor praat, Jeremia 38 vers 6, en hier is nog 'n ding om aan te dink, dat in die ou tyd, volgende week gaan ek wil net so vinnig dit noem, volgende week praat ons daaroor, in die ou tyd was die putte wat gegrou was, wat droog geword het, gebruik gewees vir tronke. Think about it.
Dit is gebruik gewees vir tronke, waar daar geen water in was nie. Dit het Jeremia oorgekom, na in Jeremia 38 vers 6. Want hy toe neem hulle Jeremia en gooi hom in die put van Malkia, die seun van die koning, wat in die voorhof bewaking was, en hulle het Jeremia met toue laat afsak, en in die put was geen water nie, maar modder, en Jeremia het in die modder ingesak. Put word gebruik ook vir 'n tronk. As jy vat nog 'n vers verder, Jeremia 41 vers 7, ek wil nie te veel oor praat want volgende week, ek wil die Engels eintlik gee daarso wat sê, Yet when they came into the city, Ishmael the son of Nethaniah and the men who were with him slaughtered them and threw them into a cistern, a underground water reservoir. Dis wat gebeur, so as daar geen water is nie, word dit 'n tronk. En toe ek hieroor dink, besef ek eintlik dat baie keer as ons kryk is en ons het geen lewende water nie, is daar 'n tronk. Maar as jy meer wil weet, moet jy volgende Sondag terugkom. Ons gaan daaroor gesels. En ek het nog verder hieroor nagedink, daar's baie vroue in die Bybel waar die mans hulle vroue ontmoet het by 'n put. Dit was my mooi. Dit is my mooi toe ek daaroor nadink. Wow, laat alle jong manne, was die ongetroude manne? Kan ek gou die hande sien asseblief? Loof die Here. Mag julle vrou, Andre, ek het daai gesien my broer. Jou vrou sit langs jou. Hy het dit gestrek. Maar dat hulle vroue ontmoet by 'n put. Ek dink oor Jakob, alhoewel Jakob self gegaan het, of is dit Isak? Isak het self vir 'n dienstig het die vrou gaan op by die put. Moses se vrou is by die put gewees, Jakob se vrou is by die put gewees. En as jy mooi net Jesus ontmoet 'n vrou by 'n put. En ek wil al die jong manne sê, man, mag die Here jou stuur, 'n vrou op jou pad stuur wat dors is na lewende water, wat kom skep by die Here. Amen. 'n Godsvrou sal wees. Halleluja. Maar dis nie wat ek wil preek nie. Ek wil gaan na Genesis. Kom ons blaai na die Nuwe Ou Testament, toe Genesis 26. Van ons saam lees vers 12 tot 19. Vanoggend het ons gedeel oor Jesus wat gaan sit het by Jakob se put. En daar het hy gewag vir 'n vrou uit Samaria. En nogal so mooi het Tobias my gedeel is dat daar's van die ortodokse Jode wat so erg was oor die Samaritane, dat as die Samaritane, ek reg as ek nou sê, Tobias, as die skade weer van 'n Samaritaan op hulle sou val, het hulle gaan shower of gaan bad. Dis hoe dit was. Can you think about it? Hoe het hulle mekaar gehaat? Dis rof, die Jode en die Samaritane. Maar ek dank die Here, as ons die Heilige Gees het, kan ons enige plek gaan getuig van Jesus se goedheid en liefde. Is ek reg? Amen? Kom ons gaan lees Genesis 26 vers 12 tot 19 sê, Isak het toe in die land gesaai en daardie jaar 100voudig gewen. Want die Here het hom geseën en die man het groot geword. Altyd weer groter geword, totdat hy baie groot was. En hy troppevee en kleinvee en besig gehad en baie bediendes, sodat die Filistyne hom benei het. En daai putte, wat die dienaars van sy vader in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, die het die Filistyne toegestop en met grond opgevul. Toe sê Abimelech vir Isak, trek weg van ons, want jy het vir ons veel te magtig geword. Daarop het Isak van daar weggetrek en daarop gestaan in die dal van Gerar en daar bly woon. En Isak het die putte weer oopgegrawe, wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het. En wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het. En dit genoem na die manne wat sy vader daaraan gegee het. En terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. Dis vir my 'n mooi gedeelte, toe ek dit lees, het dit iets in my hart gekom. So, ek lees gou net vir ons nog so 2-3 verse in daai gedeelte, en ek gee my gou die geleentheid om net die Engelse vertaling te gee van vers 15, Genesis 26 vers 15, en die New King James en die Amplified. En as ek die Engels altyd gee, is dit nie omdat die Engelse mense altyd sit in die kerk nie, maar die Engels kleur baie keer vir my die prentjie in van dit wat die Afrikaanse vir ons mooi kan verduidelik. Amen? En as jy nou vir my kwaad is, jy kyk Engelse TV. Luister Engelse liedjies. Kan ek amen kry? Vir die 3, dankie. Nou hy sê in vers 15, Now all the wells which his father's servant had dug in the days of Abraham his father, the Philistines stopped up by filling them with dirt. Hy het hulle met grond gevul. Nou hier, dis kom ek Engels wil lees, hoor dit sê die Engels. The Philistines had stopped all the wells which his father's servant had dug in the days of Abraham his father, and they had filled them with earth. Sê hy die earth, stof, grond.
Dis waarom hy dit gevul het. Vers 24 in die Afrikaans sê, en die Here het aan hom in dieselfde nag verskyn en gesê, ek is die God van Abraham jou vader, moenie bang wees nie, want ek is met jou, en ek sal jou seën en jou nageslag vermeerder, terwille van Abraham, my knegt. En ek het hierdie tog al in my hart gekom, so die put van Jakob het bestaan oorspronklik by sy pa Abraham. So Abraham, wat die eerste vader was, het gekom en hy het hierdie putte gegrawe vir die volk om water te kon drink. Dit is nogal interessant, en is 'n preek dalk vir 'n ander dag, het ek so 'n bietjie gekyk en nog het hulle iemand gevra, dis sommer net by the wayside, het hulle 'n generaal in Amerika gevra, wat sou dit kos, hoeveel water sou dit vat, om Israel te kon voed in die woestyn? Think about it. Hulle was in die woestyn vir 40 jaar, genoeg water, vir elke persoon, om net 20 liter water per dag te gehad het, in die woestyn, sou hulle nagenoeg 42, amper 42 tot 43 miljoen liter water per dag nodig gehad het. In die woestyn. En God het na hulle gekyk elke dag. Is dit nie kosbaar om oor te dink nie? Doe God se voorsiening. Amen. Wie sal met my God kan voorsien? Amen. Ons in die woestyn is altyd water beskikbaar. So hier is Abraham, en Abraham hulle het water nodig gehad, en hy het putte gegrawe, en daar was water. En hier is my, toe ek hieraan dink, toe sê die woord van die Here, toe Abraham doodgaan, het die Filistyne gekom, en hulle het die putte gestop met grond, met aarde, met stof. Hulle het die putte doodgemaak. Hulle het dit nie gedoen, toe Abraham nog gelewe het nie. Hulle het dit gedoen, toe Abraham dood is. Toe Abraham die dag sy kop neerlê. Dis toe dat hulle gekom het en sê, ons wil daai putte toemaak. Wat interessant dat die vyande dit probeer het, die Filistyne wat teen Israel gestaan het, hulle het dit nie probeer toemaak, toe Abraham nog aan die lewe was nie. Maar toe Abraham wegval, toe maak hulle die putte toe. En as ek dink vanmôre, onthou ons het by vanmôre se diens probeer ons aansluit, en sê, lewende water moet vloei, daar's water, en water gee lewe. En die dag toe hulle kom, toe sê ons, of toe Abraham dood is, sê ons moet dit toemaak. En hier het nogal in my hart opgekom, dat hier is baie kinders van die Here, ek wil afkom van die stage, dis dit okay, kan ek preek maklik hier tussen die mense. In Potch het ek ook van hier af gepraat, so as ek spoeg vergewe, vee net jou brille af. So, en toe ek daaroor nadink, toe dink ek die volgende, Abraham, wat een van die groot leiers was van Israel, die dag toe hy dood is, toe maak hulle die put, toe sê ons moet hierdie doodmaak, hierdie generasie, want water bring lewe. Amen. Ons moet die Israel probeer smoor, ons moet dit doodmaak. En dit is so in my hart gewees ook, dat hier is baie van die ouer geslag hierso, wat seker maak, dat lewende water vloei, wat nog elke dag bid, wat nog elke dag worship, wat elke dag Bybel lees, en die vyand wag net vir daai een om te vul, sodat hy kan 'n invalshoek hê in 'n gesin of in 'n familie se lewens. Hy wag net daarvoor. Mag die Here help, want hier is my kosbaar toe ek dit nadink. Toe Abraham dood is en die Filistyne alles toegestop het die volgende gebeur. Isak het gekom, en as jy daai gedeelte in die geskiedenis bietjie terug gaan lees, het Isak ook gaan probeer sy eie put te grou, onsuksesvol. En hy het tot op 'n punt gekom en sê, hy onthou sy pa, Abraham, het putte gehad. En hulle gaan terug na die pa se put toe. Hy wat oorspronklik gegrou het, en hulle daar begin grou, en die water het weer begin vloei. Water was nog altyd daar was net grond in. En ek wil terugkom by vanmôre se diens en vanmôre se woord, glo ek, dat daar is 'n vloei van lewende water, wat nie net in my lewe moet vloei nie, maar ook in die gemeente moet vloei. Lewende water moet vloei in ons midde, en as daar 'n vloei is, sal die vyand alles in sy vermoë doen, om 'n vloei van die Heilige Gees krag, en die Heilige Gees vloei in die gemeente te stop. He wants it dead. En hier is 'n generasie, wat staan bly, wat putte beskerm, as ek dit so kan gebruik. Putte beskerm, die put en sê, ek moet hierdie bewaar, want as ek hierdie bewaar, sal my generasies hierna, want hier is die ding, generasies hierna, het van hierdie water gedrink. Abraham het dit gegrou, Isak het dit oopgemaak, en ons het gelees dat Jakob, get this, Jakob, want dit is die God van Abraham, Isak en ons lees nou van Jakob se put, dat hierdie put het oopgebly, is nou nog oop. Jy kan gaan kyk, dis nou nog oop. Meer as hoeveel 1000 jaar, meer as by die 2000 jaar, nagenoeg plus minus, help my uit, 2000 jaar, voor Jesus Christus, was hierdie put gewees. En hierdie water het gevloei.
En ek is daarvan oortuig, as jy vandag na die put toe gaan, sal jy steeds water raak kry. Steeds water raak kry. En hier's 'n generasie vanaand in hierdie kerk, en ek with all due respect, ek wil met die ouer generasie eerstens praat vanaand. En ek wil vir julle pleit, en ek wil by julle bid en vir julle sê, asseblief, hou die putte oop van lewende water. Hou die put oop van lewende water. Hier's 'n jong generasie, kan ek dit vra? As jy vanaand onder 30 is staan gou onder 30 staan. Nee Gerrit, jy moet bly sit. Ek wou sê, jy wou opstaan, en daar ek het gesien. Kyk gou rondom hier. Kyk gou rondom hier. Kan jy sien hoe dors die wêreld is? Dat hier's 'n generasie missing. Hier's 'n generasie wat nodig het om te drink van lewende water. Ek praat nie van aangeplak nie, ek praat van die genuine. Ek praat van lewende water wat vloei in ons binneste, amen. Ek praat van die doping en die krag van die Heilige Gees, soos wat dit was in die dae van begin af. Is dit nie so nie? As hierdie putte val, hierdie putte toe, wat gaan word van die kerk? Wat gaan word van die kerk? Ons het nodig om aan te hou bid. Ons het nodig om aan te hou worship. Ons het nodig om aan te hou God soek, want dis 'n generasie wat gaan moet drink van lewende water wat ons hulle help gee. Julle is min. Amen, kan ons nie vir hulle net 'n handeklap gee, net omdat hulle oulik is nie. Die vyand probeer dit stop. Die vyand probeer stop. Hy probeer lewende water in ons binneste stop. En ek wil gou gaan, water was skaars geweest. Die volgende een SJ, baie dankie. Water was skaars geweest in daai tyd. As jy water raak geslaan het, of water geboor het, of daar was die boormasjiene, nou sê ek boor, maar daar was nie sulke goed nie. Hulle ons letterlik gaan grawe het, putte gaan grawe het, en hulle aangehou grawe het, en as hulle water gekry het, was dit soos olie wat hulle raak geslaan het, man. Dit was kosbaar in daardie tyd geweest. En na die dood van Abraham, wou die vyand alles gedoen het in sy vermoë om dit te kan stop. Die vyand sal probeer die putte toemaak, sodat daar nie water moet vloei nie. Ek het al vertel, ek het al die getuienis gegee, en ek wil weer gou die getuienis gee. As ek die storie herhaal, please forgive me. 'n Kollega van my het my vertel van hierdie pastoor, en dis kom ek nie weet wie dit is, hy ken die persoon. Hierdie pastoor het vir al die jare gebid vir sy gesin. Every morning he prayed. Elke môre, elke aand het hy gebid en seker gemaak sy gesin is onder gebed toegemaak. Elke dag. Die dag toe die pastoor sterf, ware verhaal, toe val alles in daardie gesin en familie uitmekaar uit. Die vrou, wat die pastoors vrou is, het gevra, maar sy het gewonder, wat is die storie? Hoekom gebeur dit? En sy het lank met die Here hieroor geworstel en gepraat met die Here en gesê, Here, hoekom en waarom? En die Here het vir haar so duidelik gesê, eendag in haar stilte tyd, sy sê, want jou man het elke dag gebid, en hy het jou gesin en jou kinders toegemaak in gebed. En omdat hy dit nie meer doen nie, en sy kom tot 'n groot besef, dat sy sal nou daai rol moet inneem, om die put oop te hou, om seker te maak, daar is 'n vloei, daar seker te maak, ons hou aan bid, ons hou aan Bybel lees, ek maak my kinders toe in gebed. Ek wil vir julle vandag sê, en weer eens sê, mag die generasie wat ouer is as 30, please, hou aan bid vir die jonger generasie. Moet dit nie mis nie. Ek sien woensdag na woensdag, hoe jong mense opdaag hier by die kerk, en hulle het dors na lewende water. Weet jy wat? Ek het net 2 tot 3 ure met daai jong mense, om met hulle te deel oor die ware evangelie, oor wie Jesus Christus werklik is, en die Heilige Gees. Ons het net 'n rukkie om met hulle te share, en ek bid, as jy vir my gaan help bid, glo ek met my hele hart, something will happen in their lives, dat daar 'n iewers 'n borrel en 'n begeerte in hulle binneste sal wees na lewende water. Tot eendag sal hulle onthou van wat hulle geleer het by die jeug, en hulle sal Jesus ontmoet terwyl hy by die put sit en lewende water vir hulle gee. Ek wil 'n bietjie verder gaan. So, dit was kosbaar geweest in daai tyd. Dit was water is iets wat belangrik was in daardie tyd. So die vyand probeer water stop en die vloei stop. As ek reg as ek dit sê, hy sal die wêreld, en dit is vir my so kosbaar toe ek daaroor dink. Hy gebruik stof. En die Engelse vertaling, dis ek wat ek Engels gelees het. Hy sê the earth. En dis dit nie so in ons lewens nie, dat die vyand soms gemors in ons lewens voeg om die vloei te stop.
Hy sal 'n klippe indruk. Hy sal mense gebruik. Hy sal die vyand gebruik. Daar moet net nie 'n vloei wees wat deur jou lewe is nie. Die krag in die Heilige Gees krag moet net nie vloei deur jou lewe nie. Hy wil dit stop met alle mag. Why? Hoekom? Want as hy dit gestop kry, gaan die hel die skade ly op die einde van die dag en die hemel gaan siele bykry as die krag van die Here en lewende water deur jou binneste begin vloei. Mense gaan by jou kom wonder, wat het jy? Ek soek dit wat jy het. Dis die vloei. Vyand gaan dit stop, nommer 1. Nommer 2, ons stop ons eie vloei. Die volgende prentjie wys, ek het 'n storie gehoor wat vir eendag so kosbaar is oor die stroombewaarder. Die stroombewaarder, ek wil dit gou deel. Ek weet nie waar ek dit raak gelees het nie, of hoe ek dit in die hande gekry nie, maar dit is 'n storie wat nie my eie storie is nie. Van 'n stroombewaarder wat in Switserland werk. En hierdie stroombewaarder se primêre taak was, elke môre, elke aand, moet hy opstap, hy bly teen die stroom op. So in 'n huisie, bly hy teen die stroom op. Sy primêre taak deur die dorp aangestel, is om so seker te maak die stroom is oop. So hy stap elke môre, elke aand stap hy van sy huisie af bo in die berg, kom hy afgestap tot teen die dorpie, kyk daar geen takke, geen 'n gemors, geen klippe, geen debris, as ek Engelse woord kan gebruik, in hierdie stroom is nie. Dit is sy werk. En die council of die munisipaliteit daar het bymekaar gekom en gesê, luister, sy pos is redundant. Dit is nie nodig dat hy 'n pos moet hê nie, dit is mos elke dag oop. Die rivier is oop en hulle het hom gefire, hulle het hom gevra om te gaan. En dit was net 2-3 maande nie, toe die mense wat afhanklik was van daai stroomwater. Dit was nie 2-3 maande nie, toe die gemors en die waterkwaliteit was nie meer dieselfde nie. Dit het begin vuil word. Hulle het nie begin dieselfde stroomgrootte kry nie. Dit het al hoe minder geword. En hulle het begin met mekaar vir ons sê, wat is die toestand? Hoekom lyk dit so? En hulle het agtergekom die belangrikheid van die stroombewaarder. Hulle het hom aangestel om te sê, gaan asseblief, maak seker die klippe is uit, die stokke is uit. Maak seker daar's weer plek in hierdie stroom. Nou weer 'n skoon stroom in hierdie dorp vir ons invloei. En dit is ons verantwoordelikheid ook. God se woord leer ons, Spreuke 4:23 wat sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Why? Hoekom ons hartsgedeelte? Want dis waar lewe vloei. Halleluja. Dis ons geesmens, ons sielsmens hier binnekant. Ons het nodig om dit te bewaak sodat dit 'n vloei kan wees wat skoon is en rein is. En ek wil terugkom by vanmôre se diens. Ek wonder soms, wat is die kwaliteit water wat die wêreld by ons kry? Wat kry hulle? Wat is die kwaliteit van water wat deur my lewe vloei? Is dit water van bitterheid? Want bitterwater is ook daar, kan jy onthou Eksodus 17 waar die bitterwater van Mara was. En dit was toe hulle Moses die stok in die water gegooi het waar die bitterwater weer soet geword het. En die stok verwys na die kruis van Golgotha toe. Dis net die kruis van Jesus Christus wat bitter weer kan soet maak op die einde van die dag. Wat vloei deur jou lewe? Wat is die kwaliteit van water wat deur jou lewe vloei? Wat kry jou buurman? Wat kry jou buurvrou? Wat kry jou werker by die huis? Wat is die water wat hulle kry in ons lewens? Bewaar ons die stroom, want dit help nie. Ons kom net op 'n Sondagmôre hier by mekaar by die kerk hier en ons maak die stroom oop nie. Dis nie genoeg nie. Van Maandag tot Sondag moet ons seker maak daar's 'n vloei van lewende water wat deur ons binneste vloei. Every day. Dat ons moet by die bron gaan stil staan dag in dag uit. Ons het dit nodig in ons lewens. Ons moet dit bewaar. Sê vir my jouself, ek moet. Kom, maak jouself wakker, sê ek moet. Ek moet daai stroom bewaar. Want die vyand gaan dit probeer stop. Pa, die vyand gaan probeer die put stop van lewende water in jou huis. Ma, die vyand gaan probeer die put stop van lewende water in jou huis. Hy gaan kom soos die vyand en hy gaan dit probeer toemaak. As ons dit nie gaan bewaar nie. As ons dit nie gaan bewaar nie. Iets wat vir my kosbaar was in daai gedeelte is Genesis 26 vers 18. Iets wat gebeur het. Dankie Essie. Vers 18 sê dat Isak toe hy die putte oopgegrou het hy nie die naam verander van die putte nie. Die putte het dieselfde name nog gegee.
And here's something to learn. Hier's iets wat vir my kosbaar is. Toe ek dit daar raak gelees het, vers 18 sê, en Isak het die putte weer oopgegrawe wat hulle in die dae van sy vader Abraham gegrawe het, en wat die Filistyne na die dood van Abraham toegestop het, en dit genoem na die name wat sy vader daarin gegee het. Because we cannot change things. Hallelujah. Hel is steeds hel. Sonde is steeds sonde. Hemel is steeds 'n werklikheid. Halleluja. Ons kan nie compromise in hierdie wêreld om op wêreldse standaard te kom nie. Halleluja. Ons moet bly by lewende water. Dit help nie ons maak ander water nie. Die kinders van Jesus is die poppos nie. Artificial water proe jy. Weet ons sommer, jy kry MSG water, jy proe hom so by plastic. Wie het dit al gekry? Daai wat nog uit die kraan uit kom wat jy nog gedrink het uit 'n boorgat uit. Ek het groot geword en dis hoekom ek in kondisie is. Ek het hom ons vanmôre gesê. Dit gaan oor daai boorgat water wat ek gedrink het. Halleluja. Maar dit wat die wêreld vandag bied is plastic water. Ons kan nie die naam verander en dit noem wat ons dink ons kan dit noem nie. Die naam het hy nie gaan verander nie. Maar hy het gesê dit bly soos wat dit is. Ek het gou 3 putte wat ek met jou wil bespreek, wat in my hart opgekom het, wat die vyand probeer toestop in alle mag en alle krag, het hy probeer toestop. Die eerste put wat hy probeer toestop, Abraham se put, wat die vyand toegestop het, die Filistyne stof ingegooi het. Abraham het geweet wat dit is om te aanbid. Hallo? Abraham knew how to go and pray. Ons het laasweek Sondag of die week daarna voor dit waarvan gepraat. Genesis 22 waar hy vir Isak wou gaan offer het. Toe het hy wat gesê? Bly julle hier agter want ek en die seun wil gaan aanbid. Dis een van die putte wat die vyand probeer toestop, is die aanbidding van sy kerk en sy mense. Want as hy dit kan kry, kom on, dis hoekom die woord van die Here ons leer, put on a garment of praise for a spirit of heaviness, want hy probeer jou onderste druk, maar jy weet, wanneer jy daai koortjie aangesit het in jou binnekamer, en dan begin musiek speel, en dan begin jy te hiep, voordat jy dit kan kry, as jy aan die brand vir die Here, het iemand dit al ervaar, ons net Quintus, halleluja, dan vloei die lewende water in jou binneste. Dan is daar 'n vloei wat kom, maar hy probeer die aanbidding stop. Ware aanbidding probeer hy stop, en ek het nie tyd gehad vanmôre om eens oor die ware aanbidding te praat nie. Ware aanbidding probeer hy stop in die kerk. Daar is iets special, wanneer die kerk van Christus Jesus, wanneer lewende woord, saam, koöperatief, die naam van die Here groot maak. Moenie dink dat Quintus en die span vir een oomblik op 'n Sondagmôre sing, omdat ons net wil lekker sing nie. We pray it through. Ons bid en ons maak seker op 'n donderdag aand, dat dis die leiding van die Heilige Gees. Ons wil in die leiding van die Heilige Gees is. Why? Want God sê, hy woon onder die lofsange van sy volk, and in the presence of the Lord, there's fullness of joy. Dis wat die woord van die Here sê. Dis wat sy woord sê vir ons. So aanbidding probeer hy stop. Ek wil gou praat met al die ouer mense, wat gewoond was om die naam van die Here groot te maak, waar ons vandaan gekom het. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Waar ons nog gesing het vir 'n uur lank. Hallo? Pastoor, 'n uur lank. Halleluja! 'n uur lank. Halleluja! Want die worship en die aanbidding het nie gegaan vir mense nie, maar om God te aanbid. Daai aanbidding wil die vyand probeer stop en hy probeer dit toemaak. Maar as ek die Bybel reg lees, was dit die musikante wat aan die voorkant van die oorlog gesit was en hulle het begin worship. En toe hulle begin worship, toe het die oorwinning en die deurbraak gekom. So die vyand probeer aanbidding stop en sê moenie die naam van die Here groot maak nie. Hou op, want hy weet die krag wat daar is in aanbidding. Hy probeer die putte stop van aanbidding. Hy probeer jou aanbidding stop in jou. Dis nie net by die kerk nie, maar as op 'n maandagmôre moet jy die naam van die Here groot maak. Op 'n dinsdagmôre moet jy die naam van die Here groot maak. Op 'n woensdagmôre moet jy die naam van die Here groot maak. Donderdagoggend, donderdag aand, Vrydag, you need to worship God. Halleluja. Hy probeer hy put toe stop so ver as wat hy kan. Maar mag lewende woord staan en sê, ons sal die Here se naam aanbid. Ons sal die Here se naam groot maak so ver as wat ons gaan. Halleluja. Hy gaan hier daai put stop en lewende water vol evangelie kerk so waar as wat ek hier staan. I will fight to keep it open. Ek gaan maar alles in my vermoë kry om dit oop te hou. Ons moet aanbid. Halleluja. So dis die eerste een is, hy probeer die put toemaak. Want Abraham het geweet wat dit is om te aanbid. Hy wou dit toe stop.
Tweede enetjie is gebed. Jakobus skryf, Jakobus 2 vers 23 sê, en die skrif is vervul wat sê, en Abraham, Jakobus skryf van Abraham, man, think about this, Jakobus skryf van Abraham, hy praat nie net hy praat nie net die gebedsgedeelte, maar ook geloof. Hy sê, die gebed en geloof loop hand in hand. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het geglo, en dit het hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Ek wil vanaand wil ek praat met al die ooms, al die tannies, al die jong mense, kom aan, ons kan nie ons gebedsput toemaak nie. Ons moet seker maak, dit bly oop, sodat water en lewende water kan vloei. We need to keep on praying, man. Ons moet aanhou bid, en ek wil sommer nou hê, ons moet bid vir reën. Kan nie gou staan, dis op my hart sommer nou, staan gou saam met, en gaan word ons lekker wakker ook. Ons het reën nodig, kerk. Is iemand wat saam met my is? Ons het reën nodig. We need rain. Halleluja. Ek wil koöperatief, wil ons gou hande vat oor die banke, vat hande, en ons gaan as gemeente vanaand bid vir reën. Kan ons bid vir die reën? Net ek nou alleen bid vanaand nie. Ons gaan bid vir reën nou. Ek vertrou die Here vir reën. Ek reg het statistieke, Dirk, help vir my uit. Dis die laagste reënval. Die laagste reënval sinds 1956. Dis wat die statistieke sê. Maar ek dien 'n God wat bo statistieke is. Ek dien 'n God wat bo die statistieke is van hierdie wêreld. Amen. Ek vertrou die Here vir die sluise van die hemel om oop te gemaak te word. Halleluja, dat lewende wat water uit die hemel uit sal val. Kan ons daaroor, ek gaan nie alleen bid nie. Gaan jy saam met my bid, daar waar jy is. Let's pray for rain. Here, ons kom vanaand na U toe. Here, as gemeente. En U woord sê daar is krag in gebed, Here. Ons het reën nodig, Here. Ek dink soos Elisa wat gekom het en hy sy gesand gestuur het Gehasie om te sê gaan kyk of dit reën. En hy het of daar 'n wolk kom en hy het 7 keer of 6 keer teruggekom en gesê dit het nog steeds nie gekom, Here, maar die 7de keer, Here, toe hy terugkom, toe sê ek sien 'n wolk so groot soos 'n man se hand wat kom, Here, en hy het gesê, gaan maak reg, want daar kom reën. Ek verklaar vanaand dat Jesus Christus is bo statistieke, Here. Die Here is bo die naam van El Nino. El Nino sterf, Here, in Jesus se naam. Ons as gemeente roep die Here dat dit sal reën, Here, oor Suid-Afrika en in die Weskaap vanaand, Here, in Jesus se naam, en ons dank U daarvoor, Here, in Jesus naam, en ons dank U, Here. Amen. As jy saam met my glo, sê amen. Amen. Thank you, Lord. Abraham was vriend van God genoem. Ek is amper klaar. Kariska? Het jou naam reg? Ek is nee. Neem asseblief die klavier in. Man, come on, Jakob se put. Ek voordat ek daarby kom. Abraham was vriend van God genoem gewees. Gebed was belangrik vir hom. Toe hy nie net gaan bid het en op gaan bid het en op die berg gestap het nie. Maar gebed was belangrik. Vriend van God. Think about it. Vriend van God. Die vyand wil alles in sy vermoë probeer, sodat ons sy verhouding so kan hê nie. As hy dit kan stop, sal hy dit stop. Dat dit die impak in generasies hierna sal hê nie. Gebed is belangrik. Ek los dit in jou hart, dat die woord van die Here sê Jakobus. Jakobus skryf die woord van God, is so beautiful to think about it. Hy sê die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Man, the fiery prayer, daai gebed dra groot krag. Groot krag. En mag die kerk weer op 'n plek kom, waar ons sal bid, en God soek in gebed. Dat ons harte in hierdie saak sal wees. Mag die omgeegroepe op 'n plek kom en op Woensdae en Donderdag, Dinsdag waar ons by mekaar kom en God sal aanroep en die Here sal gebed antwoord. Wie weet saam met my, hy is 'n God wat gebed antwoord.
Die vyand probeer dit wegvat en die geloofsmanne, man, dink, Abraham, hy is 'n vriend van God, die gesprekke wat hy met die Here gehad het. We need to pray. Ons moet bid. Ons moet bid. Ons moet bid. We need to pray. Man, wie onthou bid hier? 3 of 4. Waar is die generasie van gebid, bid hier? Waar ons by mekaar gekom en kom bid het. Ek onthou bid hier. Waar ons het so gebid, die krag van die Here in my ma se sitkamer gekom het dat ek bang was. Ek onthou bid hier gewees waar ons voor ons aangesig gelê het. In 'n bidhuur. Ons het weer op die plek kom waar ons begin bid, kerk. We need to pray. Genoeg van dit. Aanbidding, gebed, laaste enetjie is die woord van God. Die woord. Woord. Dit is belangrik om by God se woord stil te staan. Die vyand probeer alles in sy vermoë om hierdie dood te maak. Hy het dit al oor generasies op generasies op generasies probeer om die woord van God te vernietig en dit te verniel. Ek dank die Here vir ons statistieke bewys dat die woord van die Here is steeds die topverkoper ten alle tye. It's the word of God, hallelujah. Dit verander steeds lewens, selfs in die tronke. Dit verander lewens. In hospitale is die gier ons Bybels nog oop. Man, hulle verander lewens nog steeds, die woord van die Here. Dis al wat Abraham gehad het om aan vas te hou, was 'n woord. Hy het gesê, ons twee gaan om te gaan bid en die Here sal voorsien. Hy het op God se woord gestaan en het ons nie nodig vandag om op God se woord bly te staan nie. Hier kom 'n woord vanaand, hoor mooi wat ek sê, Quintus se hart skree dit vanaand uit en ek is nie 'n doemprofeet nie. Maar daar kom tye in Suid-Afrika soos wat ons nog nooit gesien het nie. Ons moet seker maak dat die putte oopgegrou is, dat ons gebed reg is, ons woord reg is, ons vloei reg is. We need to be in the flow of the Holy Spirit in this church, in my life. Ons moet in die vloei kom van sy gees. Ons moet in daai vloei wees om dit te gaan maak in die tye wat kom. Mark my words. Daar kom tye soos wat ons nog nie gesien het nie. En ons moet gereed wees. Hierdie wêreld gaan dors word buitekant. En hulle gaan lewende water soek. En hier sit ons met die antwoord. Hier sit ons met die antwoord. Die vyand probeer die put stop. En ek bring nou vanaand terug die laaste put. Die laaste enetjie is die fontein van Jakob. Abraham het die fontein oopgegrou. Toe hy dood is die dag, toe stop die Filistyne dit toe, dat hulle nie meer kan drink daarvan nie. Dit moet toe wees. Isak kom, nadat 'n ander putte probeer grou het, kom hy terug en hy sê, nee. Ek onthou my pa te put gehad. Ek onthou my pa te put gehad wat water gegee het. En dalk is dit vir iemand vanaand, jou kinders het probeer ander dinge. Jou kinders het probeer hierdie wêreld probeer. Jou kinders is op 'n pad en jy sê dalk vir hom, maar my kinders ken die Here. My kinders weet, ek het hulle groot gemaak in die kerk en vanaand is hulle nie waar hulle moet wees nie. Ek glo, hulle sal terugkom na die put van hulle ouers toe. Ek glo dit met my hele hart. Why? Want daar is ouers wat bid and pray. Moenie ophou die kinders se name noem voor God nie, want die Here hoor in die hemel wanneer ons hulle roep. Halleluja. God hears it. God hoor dit. Isak het gaan probeer en hy het gestap en hy het agtergekom. Daar's net een ware put en hy het gegaan na sy pa se put toe. En hy het gaan oopgrou en gesê, ek noem dit wat my pa het genoem het. My pa het genoem, hierdie reg sal dit dieselfde noem. So Abraham en Isak grou dit oop. En Isak gee dit vir sy seun, Jakob, wat die put van Jakob was. Wat Jesus, meer as by die 2000 jaar later, sit Jesus by daai put. En hulle drink dieselfde water, skep hulle uit. En hulle drink van daardie water. Maar die mooiste van hierdie ding is dit. Daai dag het Jesus gesit by die put van Jakob. En is die bron wat by 'n bron gaan sit het. Dit wat tydelik is en die ewige
Die bron van lewende water het gesit daardie dag en dit het lewens verander. Halleluja. En ek onthou toe ek Jesus ontmoet het my lewe verander en ek was nooit weer dieselfde nie. Ek was maar 'n weirdo in skool gewees, een wat kattekwaad aangevang het en nonsens aangejaag het. Totdat ek Jesus ontmoet het my lewe verander. Halleluja. En ek kon lewende water gee vir mense wat by my kom. That's the work of the Holy Spirit. Dis die werk van die Heilige Gees. Lewende water. Lewende water. Ek weet ons is almal wedergebore vanaand wat hier sit. Wedergebore, bloedgewaste en geesvervulde kinders van God. Kan ek 'n amen kry waar jou hand as jy dit is? Maar my gebed is vanaand dat ons sal leef van Maandag tot Saterdag en Sondag, sodat hierdie wêreld sal drink van die water wat deur ons vloei. Ons is nie gemaak om stilstaande water te wees nie. Stilstaande water vrot. Stilstaande water ruik nie lekker nie. Water wat stil staan is ons nie van gemaak nie. Dis waar die dooie see vandaan kom. Die laagste plek is die dooie see. Maar daar's geen uitvloei nie. Ons is nie gemaak dat daar geen uitvloei moet wees nie. Soos wat water in ons is, moet dit uitvloei na buitekant toe. En ek wil jou waarborg, maak net jou mond oop en die Here sal vloei deur jou. Ek wil vanaand bid, is iemand wat sê, ek is bereid om 'n kruik te wees vir die Here. 'n Instrument vir sy hand. Is iemand saam met my? As jy saam met my vanaand sê, Here, vul my, vloei deur my. Is iemand wat saam met my sê, vloei deur my, Here. Vloei deur my. As jy so voel, kom ek wil vir jou bid vanaand. Ek wil vir jou bid, staan saam, as jy sê, vloei deur my. Let your living water flow, Here. Kom, jy bid saam met my. Daar waar jy is vanaand, kom, staan saam, bid saam, sê, Here, vloei deur my. Vloei deur my, Here. Ek bid dat die gawes van die Heilige Gees in en deur jou lewe sal vloei, dat die woorde van jou mond met sout besprinkel sal wees, dat mense sal dors kry van lewende water, dat hulle Jesus sal ontmoet en Jesus sal sien in jou lewe van dit wat jy gee, nie net vir jou vrou nie, maar vir jou kinders, jou kollegas by die werk waar jy beweeg, en wanneer mense gaan instap by lewende woord Parow, they will taste the living water van Jesus Christus in hierdie kerk. It shall flow like a river. It shall fall like the rain. It shall fall on God's children. Dit sal vloei en 'n vloei wees, Here. Here, haal uit elke klip. Trek uit elke klip, Here. Here, wat gestop het, Here. Here, waar die vloei gestop is, Here, haal dit uit. Vat dit weg, Here. Ek bid dat daar weer 'n stroom van lewende water in ons lewens sal vloei, wat vars is, Here, wat sal uitspruit tot in die ewige lewe in, Here. Living water, lewende water, Here. Lewende water, Here. Dis ons gebed vanaand, Here, laat dit vloei. Lewende water in en deur ons lewens, Here. In die naam van Jesus. Elke put wat verstop is, Here, vanaand in die naam van Jesus, maak dit oop. In die naam van Jesus, maak dit oop. Elke verstopte put vanaand, Here. Elke verstopte put vanaand, Here, in die naam van Jesus. Maak dit oop nou, Here. Here, haal dit uit, Here. Haal elke debris uit, Here. Laat daar weer 'n vloei sal wees, Here, van lewende water. Laat daar 'n vloei wees, Here. Kom doen U die werk. Quintus kan nie, Here. Quintus kan nie. Quintus kan nie, Here. Quintus kan nie, Here, doen U die werk. Here, maak oop die putte weer, Here.
dat daar 'n vloei sal wees van U, Here. Haal uit die gemors van hierdie wêreld. Here, die gemors van hierdie wêreld waarmee ons lewens vul. Haal die gemors uit, Here. Elke verslawing, Here, in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Daai verslawing stop vanaand in Jesus se naam. In die naam van Jesus. Al die wêreld se stof, se sand, wat modder gemaak het, Here, vloei weer na daar skoon reënwater, lewende water sal vloei in en deur ons lewens. Dat ons harte in die saak sal wees, Here. Dis my gebed vanaand in die naam van Jesus. Ek vra dit vanaand, Here, in Jesus